Ek wil net so vinnig, net gou, net besluit waarvan of net weer neerlê waarvandaan ons gekom het, en dan wil ek vanmôre die reeks afsluit. En ek voel baie jammer vir die manne wat nie is nie, en ek hoop hulle sal dit kyk op YouTube. Genesis hoofstuk 6, jy kan maar daar saam met my blaai. Genesis hoofstuk 6 en in vers 3. In Genesis hoofstuk 3 het God gesê, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. En ek wil die terugvat na Genesis hoofstuk 3 toe. Genesis hoofstuk 3, jy het gehoor wat hy daar sê? Ekskuus. Genesis hoofstuk 3. Genesis hoofstuk 3. Het ek dit nie vir jou gegee nie. Vers 14. So ons sien, as gevolg van die sondeval, het hy gesê, my gees gaan nie vir ewig in die mens meer wees nie. My gees sal nie vir ewig in die mens meer wees nie. En die oorsaak van dit vind ons in Genesis hoofstuk 3 vers 14. Luister mooi wat hy sê. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. Ek wil nie weer oor die stof en die sterre gaan nie. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. En hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Alright? And the Lord said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon thy belly shall thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Het jy gesien, hy praat van twee sade, die saad van die vrou en die saad van die slang. Toe die Here Jesus met die Fariseërs praat, wat het hy vir hulle gesê? Julle het die duiwel as vader en julle is 'n addergeslag. Kan jy die koneksie maak? En wie was die vyand van die Here Jesus op aarde? Die addergeslag. Wie het die Romeine oorreed om hom te kruisig? Die addergeslag. Maar hulle het hom in die hakskeen gebyt, maar hy het hulle kop vermorsel. En ja, ons kan sê halleluja, want hy het gesê, hulle vra vir hom, Here, gaan u die koninkryk vir Israel weer herstel? Hy sê, dit kom julle nie toe nie. Ek gee die koninkryk aan wie ek dit wil gee. Want julle is soos 'n vyeboom in die wingerd. En die vyeboom moes uit die wingerd uit verwyder word. En hy gee 'n demonstrasie daarvoor, toe hy die tempel uitkom, of op pad na die tempel toe, sien hy die vyeboom. En wat maak hy toe hy nie vrug aan die vyeboom kan? Toe vervloek hy hom. As 'n demonstrasie om te wys, wat sal gebeur met die saad van die addergeslag? Okay? Maar ek wil nie daaroor gaan nie, net so vir 'n bietjie vir inligting. Maar hy sal jou kop vermorsel. Nou die tyd leer ons, as jy saam met my blaai na die boek van Galasiërs, hy maak 'n profesie, né? Hy sê daar sal 'n tyd kom wanneer die saad van die vrou jou kop sal vermorsel. En ons blaai dan na Galasiërs hoofstuk 4 toe. Galasiërs hoofstuk 4, en ek gaan vir die vers 4 lees. Galasiërs hoofstuk 4 vers 4, hy sê, maar toe die volheid van tyd kom, hy maak 'n belofte,
Die saad van die vrou sal jou kop vermorsel. Sien nie die profesie? Maar toe die volheid van tyd kom, het God sy seun uitgestuur onder die wet, om die wat onder die wet was vry te koop. En toe die volheid van tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou. Die saad van die vrou, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming van kinders kan ontvang. Het ek hom vir jou gegee? But when the fullness of time came, when the fullness of time was come, sien jy, dit is 'n verlede tydstelling, was come, God sent forth the son, made of a woman, made under the law. Kan jy die saad van die vrou sien? Jy sien duidelik die saad van die vrou, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. So die saad van die vrou, toe die volheid van tyd kom, het dit aangebreek. En wat was die doel van hierdie saad? Ons het geweet, hy moet die kop vermorsel. Nou blaai saam met my in Hebreërs hoofstuk 10, so toe die tyd van vervulling kom, moet hy sekere dinge doen. Hebreërs hoofstuk 10, en ek gaan vir die vers 5 lees, tot en met vers 7. Ek kan jou kans gee, bly maar. Wherefore, when he cometh into the world, ek gaan nou in Afrikaans lees, soek maar, he saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared for me. Alright? In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. Laat jou gedagtes so 'n bietjie teruggaan na die belofte aan die saad. Laat jou gedagtes so 'n bietjie teruggaan na die eerste verbond en na die eerste. Then said I, lo, I come in the volume of the book, it is written of me to do thy will, O God. Right? Hy sê, daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Kan ek net so vir 'n oomblik stop? As hy sê slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, met ander woorde, hy het vir Moses iets gegee waarin hy nie behaag gehad het nie. Hy het vir Moses iets gegee om die volk offers te laat doen waarin hy nie behaag gehad nie. Hy sê slagoffer en spysoffers wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Right? Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Here, nou hoekom sal jy vir Moses 'n substitute gee? Hoekom het jy vir Moses iets gegee? Wel, die enigste logiese verklaring is, hy moes die afgodsdiens van Egipte uit sy volk uitkry, en hy moes die saad rein hou, sodat die volheid van tyd kon aanbreek, en die saad van die vrou gebore kan word, uit die belofte wat hy gemaak het. So slagoffer en spysoffer het hy nie behaag nie, het geen behaag ingehad nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom in die boekrol, is dit van my geskrywe, om u wil te doen. Die volheid van tyd, en ons weet, toe die volheid van tyd aanbreek, jy sal altyd dit sien, want dis waaroor dit draai. Die volheid van tyd. En toe hierdie volheid van tyd aangebreek het, toe moes hy die wil van God uitvoer om wat te maak? Die belofte wat hy gemaak het, die saad van die vrou sal jou kop vermorsel. Jy sal hom wel in die hakskeen byt. Jy sal hom wel in die hakskeen byt, maar hy sal jou kop vermorsel. Met ander woorde, hy gaan herstel wat jy probeer verneek het. En weet jy, ek sit vanmôre in my bidkamer en ek dog, Here, elke keer as iemand iets doen wat aan God welbehaaglik is, dink net hoeveel pyn veroorsaak dit aan die duiwel.
Dink net hoeveel pyn veroorsaak dit aan die gees van ongehoorsaamheid. En daarom moedig Paulus die mense aan om te sê, man, hy's eintlik maar uit die weg uit geruim, maar die gees van ongehoorsaamheid is nog steeds daar. En hy ervaar elke skoot die pyn as jy in die plek stap waar God jou meer as oorwinnaar gemaak het. Dink net hoeveel pyn en lyding en hel dit aan die duiwel veroorsaak. Wanneer ons hierdie waarheid besef, hierdie waarheid aanvaar en hierdie waarheid deel van ons lewe maak. Die kop van die slang word vermorsel. Nou sê hy vir ons in vers 9 van dieselfde Hebreërs hoofstuk 10, luister net gou 'n bietjie. En hy het daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen. Hy neem die eerste weg en hy stel die tweede. Ek wil hê jy moet dit in gedagte hou. Hy stel die tweede. Hy neem die eerste weg en hy stel die tweede. Met ander woorde, alles wat godsdienstig was, word uit die weg uitgeruim. Maar ook die val van Genesis word uit die weg uitgeruim. Hy vat die eerste weg en hy stel 'n tweede. Hy stel 'n tweede daar vir ons beskikbaar, of hy gaan 'n tweede beskikbaar stel. En nou kom hy, terwyl hy op aarde is, ek weet hy moet 'n doel na die aarde toe gekom. En hy moes so hierdie doel bekend maak. En hy moes aan die volk ook bewys dat die belofte wat God gemaak het, dat die gees nie by die mens vir ewig sal wees nie, totdat die kop van die slang vermorsel is, moes hy tog kom bekend maak. Wat het hy gekom om te doen? En dit vind ons daar in Johannes hoofstuk 14, ons het dit verlede week gelees, ek wil dit net so bietjie weer herhaal. Johannes hoofstuk 14, en daar sê hy vir ons in vers 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe, en niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Onthou, wat is God? God is gees. En niemand kan na God toe kom, behalwe as hy gaan deur die belofte wat God gemaak het, dat die saad van die vrou sal die kop vermorsel, en as die kop vermorsel is, gaan ek 'n tweede daar stel. Jy volg my sover? Prys die Here. Nou sê hy vir ons in Johannes, ek gaan terugkom na Johannes 14 toe, gaan dit vir my saam na Johannes hoofstuk 4 toe. Johannes hoofstuk 4 vers 24. Net om te bewys wat ek nou hier gesê het. Hy sê vir die vrou by die put. Jy kan maar blaai. Hy sê, God is spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Hy sê, luister, die vrou vir hom, Here, moet ons in Jerusalem aanbid, moet ons in die tempel aanbid. Ons Vader sê, gaan berg toe. Hy sê, almal mis dit. Almal mis dit. God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Maar die weg na die Vader is nog nie oopgemaak. Het jy gehoor wat ek sê? Die weg na die Vader toe was nog nie oopgemaak nie, want hy is die weg na die Vader toe, die oomblik as die kop op die saad van die vrou die kop vermorsel het. Nou maak hy nog 'n ander belofte ook. Hy sê daar in Johannes hoofstuk 14, dis ook maar gesê, bly in Johannes hoofstuk 14, vers 16 sê hy, en ek sal die Vader bid, Johannes hoofstuk 14 vers 16, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Okay. Vers 17, die Gees van die waarheid, wat
die wêreld nie kan ontvang nie. Wat die wêreld nie kan ontvang nie, nie hierdie wêreld nie, die Gees wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Nou wil ek vanmôre vir jou sê, ons weet hier was 'n wêreld, ons weet dit, ons almal weet dit. Maar daar's ook 'n wêreld heiliglik. Daar's ook 'n wêreld heiliglik wat die weg na die Vader toe nie verstaan nie. En omdat hulle die weg na die Vader toe nie verstaan nie, kan hulle God nie in gees en in waarheid aanbid nie. Hulle kan nie. Want hulle wil iets sien en hulle kan hom nie sien nie. En die enigste manier om dit deel van jou lewe te maak is om te glo dat wat hy gedoen het, toe hy die kop van die slang vermorsel het, het hy sy intrek by my en by jou kom neem. Dis die enigste manier hoe ons dit kan kry. Daar's nie 'n ander manier nie. En hoe meer jy op hierdie eerste wêreldse grondbeginsels bly, hoe verder beweeg jy weg van die waarheid. Kan ek dit weer sê? Hoe meer jy jouself gebaseer kry op die eerste beginsels van die eerste wêreld, hoe verder word jy weggedryf van die waarheid van die saad wat die kop vermorsel het. Jy sê vir my sê, dit is die waarheid, anders sou die waarheid al gemanifesteer het in die lewe van kinders van God vandag. En Hosea wat jy net gesê het, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Want ons almal wil na die Vader toe gaan. Ons almal wil na die Vader toe gaan. Maar sy belofte is nie dit nie. Sy belofte is in vers 23 van Johannes 14 geskryf. Vers 23 sê, en Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom kom woning maak. Met ander woorde, die kinders van God mis die bus. Ek sê dit met groot respek. Vir jare mis ek die bus. Want ons het verwag, ons gaan na die Vader toe. Kom ek sê, ons gaan na die Vader toe, want Jesus gaan vir my 'n plek berei by die Vader. En ons wil na die Vader toe gaan. Maar dis nie die belofte nie. Toe hy die belofte aan Adam en Eva gemaak het, toe maak hy dit aan Adam en Eva op die aarde. En hy sê die slang se kop sal vermorsel word as die saad van die vrou op die toneel verskyn, en hy wil, soos met die tyd van Adam, nie in die aandwindjie praat nie, soos met die tyd van Adam, nie in die aandwindjie praat nie, maar deur die Gees, omdat ons dieselfde Gees ontvang het, sê die skrif, my Gees getuig saam met die Gees van God, dat ek 'n kind van God is. En as ek 'n kind van God is, dan is ek 'n erfgenaam van God. Right? Met ander woorde, in plain Afrikaans gepraat, ek erf nie net die gawes van die Gees nie. Ek erf die gawegewer. Hoor jy wat ek sê? Ek erf nie net gawes nie. Gawes is geweldig goed en is geweldig belangrik. Maar dis nie die volheid van die godheid nie. Ek erf nie gawes nie. Ek erf die gewer van die gawes. Want as dieselfde Gees van hom wat Christus uit die dood het opgewek het in my woon, dan sal hy wat Christus uit die dood uit opgewek het, my sterflike liggaam verander om gelykvormig te word aan hom.
Met ander woorde, ek is 'n erfgenaam van God. Ek erf nie wat God het nie. Ek is 'n erfgenaam van God. Met ander woorde, ek erf dieselfde Gees. Ja, en Paulus gaan verder met dit, en ek kan nie vanmôre by dit kom nie, want dit gaan my 3 of 4 of 5 ure vat. Nou sien ons wat hy sê, hulle sal by ons kom, en hulle sal by ons kom woning maak. Ons gaan nie na hulle toe nie, hulle kom na ons toe. Alright, met ander woorde, Willem, ons het al die tyd opgegroei in 'n verkeerd kerk. Ons het altyd gewag en gedink die dag as ek my oë toemaak, dan is die cherry op die koek daar. Die cherry op die koek is terwyl jy lewe. Want daar's 'n moontlikheid wat in 1 Korintiërs 15 staan. Hierdie sterflikheid sal onsterflikheid aanneem. Hierdie verganklikheid moet onverganklikheid aanneem. Maar ons het almal gedink dit gaan wees wanneer ons die dag die Vader ontmoet. Hy sê nee, ek gee vir julle 'n verborgenheid. Ons sal nie almal sterf nie, maar ons sal almal verander word. Ons sal nie almal sterf nie, maar ons sal almal verander word na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid. En dit kan nooit plaasvind nie. Dit kan nooit plaasvind as die kinders van God wag vir eendag om na God toe te gaan nie. Ek weet ek gooi die hele kerkgodsdiens omver. Ek doen dit. Ek weet en ek wil dit met opset doen. Want een of ander tyd moet die waarheid van die Gees van God die sif van godsdienst skud sodat die kaf van die koring geskei kan word. Want dit is baie duidelik in die woord van die Here Tannie Katrien dat hy sê die skepping wag vir die kinders van God. En hoe sal die kinders van God geopenbaar word as ons by die Vader uitkom? Dit kan nie geopenbaar word nie. En weet jy, ons hoor dit, ek het die 6de van die 6de maand 1974 my hart vir die Here gegee. Jammer, ek is net bly is nie die 6de van die 6de maand 1976, anders was ek die anti-kris. Die 6de van die 6de maand 1974 my hart vir die Here gegee. En weet jy, ek het met verlange my hele lewe toegewy. My hele lewe toegewy om welbehaaglik voor God te wees, dat as ek eendag my oë toemaak, ek my oë in sy teenwoordigheid sal toemaak. En God se behaag is, maak jou oë oop. Nou, maak jou oë oop, en weet, my wil is, ek het die kop van die slang vermorsel, om die skeiding te veroorsaak, sodat ek kan kom, om by jou te kan kom woning maak, word net vernuwe in die gees van jou gemoed. En nou sê ek nie vanmôre, as jy doodgaan, is jy verlore nie. Nee, ek gaan eendag daaroor gesels. Want die hele wolk van getuienis wag vir die kinders van God om geopenbaar te word op aarde, sodat God sy kinders kan terugbring aarde toe in verheerlikte liggame saam met ons, wanneer ons verander word na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid. So waarvoor wag die skepping? Vir jou. Ons wag vir God om die bassein te blaas. Die bassein het hier geblaas. Nou sê ek is nou 'n bietjie ver van my preek af, maar hier het die bassein geblaas en die bassein het gesê dit is volbring. Dit is volbring hierso. Alles wat die Vader wou gehad het ek moet doen en wat van my geskryf is in die boekrol, het ek hier uitgevoer nadat ek 'n demonstrasie gelewer het van hoe dit is as God in die mens lewe. En as ek die demonstrasie gelewer het, dan gaan ek die slang se kop hier vermorsel. En ek gaan die dood verander in lewe. Want almal wat verlei was
gaan ek die prys voorbetaal, sodat almal saam met my kan lewe. Ja, sodat almal saam met my kan lewe. Nou het ons 'n demonstrasie van wat hy gedoen het in Johannes 20. Ek gaan net 'n bietjie weer oor verlede week se goeie, net om 'n lekker goeie. In Johannes 20 het hy die prys hier betaal en hy vervul 'n belofte aan sy disippels. Hy sê vir 'n kort tydjie sal julle my nie sien nie. Maar daarna sal julle my weer sien. En julle droefheid sal in blydskap verander word. En op die 3de dag op die aand toe verskyn hy aan sy disippels. En hy sê vrede vir julle. En die skrif sê en hulle was baie bly toe hom sien. Ek parafraseer nou net so 'n bietjie. Hy sê en hulle was baie bly toe hom sien. Met ander woorde, die kort tydjie was verstreke. En hy het hulle kom sien. Nou lees ons in Johannes 20. En hy sê in vers 19. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. Then that same day, that evening, being the first day of the week when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in their midst and said unto them, peace be unto you. Peace be unto you. En wanneer toe hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande, en hy wys hulle sy sy, en sy disippels was bly toe hulle hom sien. And when he had so said, he showed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Die klein tydjie is verby. Die klein tydjie is verby. Die kerk wag vir die klein tydjie dat hy met terugkom. Die volgende vers in sit hom vir my op. Die klein tydjie is verby. Die kerk wag vir die kort tydjie of die klein tydjie om te kom. Wanneer die bassein gaan blaas. Then said Jesus to them again, peace be unto you, as my Father hath sent me, even so sent I you. Vrede vir julle, en soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Alright? And when he has said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Here, ek voel so opgewonde in my gees. En toe dit vir hulle gesê het, toe blaas hy op hulle. En hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Wat het hy met Adam gemaak? Wat het hy met Adam gemaak? Die asem van die lewe. En Adam word 'n lewende siel. Hy word die lewend makende gees. Met ander woorde, hy kom gee nie wat Adam gehad het nie. Hy kom gee die gees van die volheid, van die lewe van God. Hy kom herstel nie, ek wil dit oorsê, hy kom herstel nie wat Adam verloor het nie. Hy kom gee wat Adam nie vir altyd kon besit nie. Adam was 'n lewendmakende siel. Hy is die lewendmakende gees. Hy kom gee die gees van God wat lewe is, en hy blaas dit op sy disippels. En hy sê, van nou af, omdat ek by julle kom woning maak, hoor my woorde, van nou af, as julle mense, hulle sondes vergewe, is hulle vergewe. Want hoekom? En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees, as julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit
gehou. Hoor wat die Gees vanmôre sê. As ek by jou woon, as ek my intrek by jou gewoon het, kom neem het, en ek as die Gees van lewe, jy jou gebruik as die instrument. Is jy my verteenwoordiger op hierdie aarde. Die enigste wat die mens kan sien, is net jy, want ek is Gees, en jy het my ontvang as jou in jou binneste, en ek wil volgende week daaroor gesels. Want as jy mense herinner aan wat hulle in Christus nie is nie, het jy 'n probleem, en hy het ook 'n probleem. Maar as jy namens hom, vir hom, en hy deur jou mense bedien, is jy die instrument wat God gebruik het, soos wat hy Jesus hier op die aarde gebruik het. Waarvoor het hom gekruisig? Hy het gesê, amen. En wat het hy gedoen? Die seun van die mens, luister wat ek sê, die seun van die mens het mag om op aarde sondes te vergewe. Het jy my gehoor? Ek en jy moet verander word in die gees van ons gemoed. Ons sal moet ons denke verander na wat hy gekom het om hier te kom doen. Sodat die gees van ongehoorsaamheid, wat nog steeds heers in die kinders van ongehoorsaamheid, verbreek kan word. Soos wat ek gesê het, hy het gekom om die werke van die vyand te verbreek in Petrus. Maar die duiwel moet nog, dis hoekom die Here eintlik vir hom gevra het, wat het jy nou eintlik aangejaag? Want nou sal ek jou pynig tot in ewigheid. Ek sal jou mag verbreek, maar die saad van die vrou sal jou pynig tot in alle ewigheid. Vir hulle wat besef het, hulle is oorwinnaars in Christus Jesus, sal jou pynig tot in alle ewigheid. En elke skoot, as jy 'n oorwinning behaal, moet die duiwel die pad vat. Jy gehoor wat ek sê? En ons hou ons op met nonsens. Net om te bewys dat hierdie uitgaskies, dis seker nie die mooiste woord nie, né? Maar ons hou ons op met nonsens. Net om te bewys dat hierdie uitstorting van die Heilige Gees nie net vir die 12 was nie. Wil ek jou na Handelinge hoofstuk 2 toe vat. Handelinge hoofstuk 2. Halleluja. En daar in vers 4, Handelinge hoofstuk 2 vers 4. Hy sê, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Luister nou vanmôre, in die naam van die Here, luister vanmôre. Daar's nie 'n wet in hierdie Bybel wat sê, as God by jou kom woning maak, jy in tale moet praat nie. Ek sê dit vir die Pinksterkerk. Jy kan as jy wil. Want die gewer van gawes is deel van jou lewe. Dis in jou. As jy wil in tale praat, kan jy praat. Maar dis nie die bewys dat God in jou woon nie. Ek wil die Pinksterkerk vanmôre so 'n bietjie oor die pingerstuk. Dis net 'n uitvloeisel as 'n bewys gewees dat God sy belofte uitgevoer het. En jy het die moontlikheid en jy mag en jy kan. En as jy wil, moet jy in tale kan praat. Praat ek in tale baie beslis? Is dit nodig?
Paulus sê, ek praat meer in tale in my binnekamer as enigiemand anderste. Maar in die publiek wil ek praat met woorde van wysheid en gesonde verstand, met iemand wat vernuwe is in die gees van sy gemoed, sodat ek nie op die gawe van die gees moet konsentreer nie, maar ek konsentreer op die gewer van die gawes. En daarom kan die volheid van God die moontlikheid hê om in my en deur jou lewe te kan werk. As ek vernuwe is in die gees van my gemoed, om nie na gawes toe te jaag nie, maar na God toe te jaag. Die gawes is baie belangrik. God het gesê, ek het gegee apostels, profete, herders, leraars, evangeliste, maar vir een doel, om die mense te bring en nou konsentreer ons op gawes. Ek sê dit met God hoor my met groot respek. Nou konsentreer ons op gawes om mense gereed te kry om na die Vader toe te gaan. Ek sê dit met groot respek. God weet ek het Pinkster groot geword. Ons gebruik die gawes om mense gereed te kry om na God toe te kom. Terwyl God sê, ek kom na jou toe. Luister my baie mooi, gawes is nie verkeerd nie. Daar's 'n tyd vir dit. Daar's 'n plek vir dit. Paulus gaan so ver om te sê, as iemand profeteer, hy sê, as iemand profeteer, laat 2 of 3 dit beoordeel. In ander woorde, Paulus sê, as jy net op gawes konsentreer, is die moontlikheid daar dat jy dit kan mis. Het jy gehoor wat ek sê? Dan is die moontlikheid daar dat jy dit kan mis. Maar as jy op die gewer van die gawes konsentreer, dan sal die waarheid jou vrymaak. Wille mense het al in my lewe geprofeteer. As ek nou by 'n profeet kom, dan sê ek, jy kan nie ons vra, ek sê, jy profeteer niks oor my lewe nie. Die grootste klomp, en hy sê, moenie dit sê nie, ek sal dit nie sê, nonsens, was al geprofeteer. As kies hulle dan een keer iets raak geprofeteer en gesê, God het 'n behaag in jou lewe, halleluja. Maar die verskil is net, God het 'n behaag in elkeen van sy kinders se lewe. En dit maak niemand van ons uitgesonder nie. Halleluja. So ons moet nie op gawes is belangrik, maar ons konsentreer op dit wat die volheid van tyd gebring het, sodat die waarheid ons kan vrymaak en ons by die volheid van God kan uitkom, sodat die lewegewer, die gees van die lewe van God, wat Christus uit die dood het opgewek het, deel van my lewe kan wees. En daarom kan Paulus sê, in hom was die volheid van die Godheid in sy lewe liggaamlik, maar julle volkome in hom. Ek moet net vernuwe word in die gees van my gemoed. As ek nou in die ou Pinksterkerk was, het ek opgespring en gedans. Dan het ek nou opgespring en gehardloop en getrippel. Want dit was nooit aan my vertel nie. Weet, daar's 'n vers in die Bybel sê, and the half was never yet been told. Ons het gesing, it's a joy unspeakable and full of glory, but the half was never yet been told. En ek moet vir jou sê, ons het ons geniet in dit. Was vir ons aangenaam. Maar ek wil vir jou sê, ons was die hele tyd in gevangenskap. God hoor my vanmôre. Ons was die hele tyd in gevangenskap onder die gees, nie van God nie, van ongehoorsaamheid.
En dit heers nog steeds. En daai gees van ongehoorsaamheid boesem vrees by die kinders van God in. En hulle is bang ons gaan hel toe, ons gaan dit nie maak nie. Weet jy wat was die grootste storie, Tannie Katrien? Wat gaan jy maak as jy nou uit die kerk uitkom en jy het iemand sleg gesê en die kar trap jou dood? Gaan jy hel toe of gaan jy hemel toe? Dit was die maatstaf. Dis nie wat God in gedagte gehad het nie. Die gedagte was, ek gaan seker maak dat die kop van die slang vermorsel is, sodat ek my oorspronklike plan in uitvoering kan bring. Want voor die grondlegging van die wêreld het ek bepaal, jy sal geseën wees met alles wat ek as God het, geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, en ek sal sorg dat my plan uitgevoer is. Ek is baie ver van my preek af. In 1 Korintiërs hoofstuk 6 het ons verlede week hierdie stelling gemaak. Tannie Katrien Hoes, moenie bekommerd wees nie. 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 16 maak hy hierdie stelling. Luister, hy sê, maar wie die Here aanhang is een gees met hom. Het jy gehoor wat ek sê? Wie die Here aanhang is een gees met hom. But he that is joined unto the Lord is one. Afrikaans, verander asseblief julle Bybel. Hy wat met God een geword het, is een gees met God. Hy sê, want dit werk soos 'n huwelik. Die man sal sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Maar ek sê dit met 'n openbaring, met betrekking tot Christus en sy gemeente. So, as jy met God een gees geword het, as jy met hom een geword het, is jy een gees met God. En daarom vers 19 van dieselfde hoofstuk. Daarom sê hy, halleluja. En dis wat die kerk dit mis. Weet jy nie dat jou liggaam is 'n tempel? Weet jy nie dat jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees wat jy van God het? En dat jy nie aan jouself behoort nie. Kan jy sien, hy vra 'n vraag, hy sê, wat? Hierdie Korintiërs het met hom gestry. En hy sê, wat? Besef jy nie dat jou liggaam is 'n tempel van God? As jy een gees met God geword het, dan is jy die sigbare inwoning van die gees van God. En God kan slegs sigbaar word deur die tempel van God. En hy het gesê, jy kan nie vir my 'n tempel bou nie. Want ek bly nie in tempels wat hande gemaak het nie. Al kan jy hom hoe mooi dekoreer. Ek sal my eie tempel bou. Want ek kan die prys betaal vir my eie tempel waarin die volheid van ek self kan kom woon, sodat jy meer as oorwinnaar kan wees in wat ek behaal het. Right? Prys die Here. Nou sê hy vir ons in Romeine hoofstuk 8 vers 2. Baie mense gebruik vers 1 as 'n losbandigheid. Hy sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygaan. Nee. Hy sê nee, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Luister, vir die wat nie na die vlees wandel, maar na die Gees. Want die wet van die Gees, sien jy dit daar? Want die wet van die Gees van die lewe in Christus het my vrygemaak van die wet, van die sonde en van die dood. Het jy dit gelees daar? For the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Met ander woorde, die lewe wat hy hier gekom het om te kom openbaar. For the law of the Spirit of the life in Christ Jesus has made me free from the law of sin of death and death. Met ander woorde, God kanselleer in Christus sy eie besluit in Genesis. Hy kanselleer sy eie besluit. Want die slang se kop is vermorsel. En die saad
van die vrou het die kop vermorsel. En daarom kan hy sê, want die gees van die lewe in Christus het my vrygemaak van die wet van sonde en dood. Dis die probleem wat die kerk mee sit. Dis die probleem wat die kerk mee sit. Niemand glo dit nie. Ons wil, laat ek dit liewerste nie sê. Ons wil graag net hemel toe gaan. Maar hy sê die saad, ek wil dit net daar skryf, die saad, gees sal nou nie saad wees nie. Die saad van die vrou sal die slang se kop vermorsel. Kom ons bly na Galasiërs toe. Here, jy moet nou nie vanmôre skrik nie asseblief. Galasiërs hoofstuk 3 vers 16. Galasiërs hoofstuk 3 vers 16. Halleluja. Here, hy sê nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Luister mooi. Now to Abraham and his seed were the promises made. He said not unto seeds as of many, but as of one, and to thy seed which is Christ. Luister mooi. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie en aan die saade, asof dit op baie sien nie, maar op een, en aan jou saad. Dit is Christus. Luister, maar ek sê dit, ek gaan nou net so ietsie by lees, ek sê dit nou maar net so ietsie by. Luister nou wat sê vers 26. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Luister mooi. For you are all the children of God by faith in Christ Jesus. Luister mooi. Vers 29. And if you be Christ, then are you Abraham's seed and heirs according to the promise. Willem, kan dit in die Bybel staan? As ek aan Christus behoort, dan is ek, die Afrikaans sê die nageslag, die Engels sê dan is ek die saad. Met ander woorde die verantwoordelikheid van die saad wat heiliglik op aarde is, moet die belofte uitlewe dat die kop van die slang vermorsel is. Met ander woorde die saad van die vrou het die slang se kop vermorsel, maar nou is ek die uitvloeisel van daai saad. Tannie Katrien plaai. Met ander woorde, as ek aan Christus behoort, dan is ek Abraham se saad volgens die belofte. Kan ek dit bietjie verder vat vanmôre met julle? Wat beteken Christus? Here, help my nou vanmôre. Wat beteken dit? Die gesalfde van God. Wat is ek en jy? Ek en jy. Kom ek verander dit en sê, if you be Christ, then are you Abraham's seed. Is jy volwasse genoeg vir dit? Met ander woorde, as ek dan die gesalfde van God is, wat is ek op hierdie aarde? Dankie. Wie was hy hierso? The Christ. Nou is jy en ek, kan ek dit sê? Met ander woorde, waar lê die krag van die saad? Waar lê die krag van die belofte? Waar lê die vervulling van die profesie? Mag ek maar hierso sê,
Willem se vrou, Willem se vrou, Katrien, kan ek dit maar sê hierso. Dit maak my God se gesalfde. Daar of hier waar God die belofte gemaak het. Waar maak dit my sy gesalfde? Wanneer ek eendag by die Vader is, of waar hy die belofte gemaak het, dat die Vader na my toe kom. So by wie lê dit nou om in die oorwinning van die vermorselde kop van die slang te lewe? Here, help my vandag om te oorwin. Here, help my vandag om te oorwin. En wat sê die Here? Jy is die oorwinnaar. Here, die duiwel lê en loer voor my agterdeur. Willem, ek dog jy is die saad. Willem, ek dog ons is die saad. Kan ek verstaan hoekom 1 Johannes sê, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is? Here, ek wens 'n uur was 3 ure lank. Bly saam met my na 1 Petrus toe. 1 Petrus. Ek wil dit net so bietjie. 1 Petrus, kan ek nog 5 minute? Ek lieg, ek gaan dalk 10 minute. 1 Petrus hoofstuk 1, vers 23. Bly maar, hy sê, Willem, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God which liveth and abideth forever. Ek is wedergebore nie uit verganklike saad nie. Deur onverganklike saad. Deur die lewende woord van God, wat bly tot in alle ewigheid. Die volgende vers sê, halleluja. Here, help my net so bietjie. In 23. Hy sê, luister, want alle vlees is soos gras. En al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras verdor en die blom val af. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass withereth, and the flower thereof falleth away. Maar die volgende vers sê, but the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Want die woord van God, wat vir ewig bly, dit is die woord wat aan julle verkondig word. So, wat is die woord wat jy en ek hoor, en wat is die woord wat ons verstaan? Is dit die woord wat vir my ewige lewe gebring het, of is dit die woord wat vir my sê, as ek na die Vader toe gaan, gaan ek ewig lewe? Halleluja. Vers 13 van dieselfde hoofstuk. Luister so 'n bietjie. Hy sê daarom, omgord die lendene van julle verstand en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus.
Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Ag, Here, kan ek tog net 'n bietjie dit. Wanneer sal Christus geopenbaar word? Wanneer ek en jy die gees van lewe openbaar, sal Christus geopenbaar word. Nou sê hy vir ons, wat? Luister wat sê hy in 2 Petrus hoofstuk 5. Maak asseblief die koneksie. 2 Petrus hoofstuk 2, vers 5. 1 Petrus hoofstuk 2, vers 5 sê, en laat julle soos lewende stene opbou. 1 Petrus hoofstuk 2, vers 5. En laat julle soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Het jy dit gehoor? Vers 9 van dieselfde hoofstuk. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Halleluja. Willem, die genade van God is onbeskryflik groot. Kan ek hier nog na een vers? Ek weet my uur is verby. Kan ek jou nog na een versie toe vat? Hebreërs hoofstuk 10. Hebreërs hoofstuk 12. Hebreërs hoofstuk 12. En ek gaan vir die vers 25 lees. Hebreërs hoofstuk 12, vers 25, en ek gaan so 3 versies lees. Ek moet ook net daarby kom, want dan gaan dit nie by Hebreërs 11 kry nie. Hy sê, pas op, dat julle hom wat spreek, nie afwys nie, want as hulle nie ontvlug het nie, wat hom afgewys het toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons as wat ons van hom afkeer nou dat hy uit die hemel spreek. Waar sit jy? Saam met Christus gesterf, saam met Christus opgewek en sit in hemelse plekke. Right. Toe het sy stem die aarde geskud. Maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. Halleluja. En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Wat het jy ontvang? 'n Onwankelbare woord. Kom ons lees dit. And this word, yet once more, signified the removing of those things that are shaken. All right? As of things that are made. Jy kan nie vir my huis maak nie, ek gaan my eie huis maak. That those things which cannot be shaken may be remain. Vers, was dit die laaste vers? Okay. So, met ander woorde, God sê, ek het hierdie eerste wêreld geskit, en ek gaan 'n tweede tot stand bring, wat nooit geskit kan word nie. So die geskape wêreld gaan bly, die geskape wêreld vat ek weg, sodat die kinders van God 'n geesteswerklikheid kan ervaar wat nooit geskit kan word nie.
Ek gaan die wêreld skud, maar ek gaan julle in 'n wêreld plaas wat nie geskud kan word nie. Die ou dinge gaan verby. Kyk, dit het alles nuut geword, né? Kom ons blaai 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 17, die vers wat ons almal ken. 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 17. Halleluja. Here, en daarmee gaan ek afsluit. Ek het nog 'n paar verse, maar 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 17 sê, wat ons almal ken, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Ons almal ken dit. Maar wat van vers 16? Van nou af ken ek geen mens meer na die vlees nie. Al het ek Christus ook na die vlees geken, ken ek hom nou nie meer so nie. Al wat ek nou ken, is Christus na die gees, wat sy blyplek by my kom maak het, en ek word verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid, nie as die Christus van die vlees nie. Al het ek Christus in die vlees ook geken, ken ek hom nou nie meer so nie. Ek ken niemand meer na die vlees nie. Al wat ek ken, is 'n wedergeborene in Christus Jesus, gelykstaande aan die gees van waarheid, waarin God sy woning kom maak het. En daarvan het jy en ek 'n tempel geword. En nou wil my vrou my op 'n ander pad vat. Met ander woorde, waar bly God? Waar is God? Waar is hy werksaam? Waar is sy tempel? En in 1 Johannes sê, hy wat nie glo dat Christus in die vlees gekom het nie, is 'n anti-Christus. Nou wil ek jou vra, in wie se vlees lewe God? Ek wil jou weer vra, in wie se vlees lewe God? Hy wat nie glo dat Christus in die vlees gekom het nie, is die anti-Christus. Maar kan ek dit ook sê? En kan ek dit ook sê? Met ander woorde, as ek nie glo dat ek die Christus van God is nie, as ek nie glo dat die gees van God in my lewendig is nie, as ek nie glo dat Christus in my vlees gekom het nie, is ek anti. Amen. Amen. Ek wil graag dit afgesluit het, maar kan ek sou nog 'n uur besig wees, maar prys God, mag julle 'n wonderlike en 'n fantastiese week geniet. En mag die lewe van God, wat in Christus is, in jou lewe 'n werklikheid word. Want die krag van God is geopenbaar. Die krag wat Christus uit die dood uit opgewek het by ons kom woning maak. Prys God. Halleluja. En daarom is ons oorwinnaars. Nee, meer as 'n oorwinnaar. Hy was die oorwinnaar. Ek en jy lewe in die oorwinning. Prys God. Halleluja.